Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na geloofslesse uit Joshua se lewe. En ons is hierdie week by les 3, gedenktekens van genade. En vandag se les vir maandag 13 Oktober is die lewende God van wonders. Ons geheelteksvers vir hierdie week vind ons in Joshua 4, vers 23 en 24 wat lees. Want die Here julle God het die water van die Jordaan voor julle laat opdroog, totdat julle deurgetrek het, soos wat die Here julle God gedoen het met die Rietsee wat hy vir ons laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het, sodat al die volke van die aarde mag weet dat die hand van die Here sterk is, en sodat julle altyd vir die Here julle God ontzag sal hê. Dis Joshua 4, vers 23 en 24. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die nuwe week se les, en baie dankie Hemelse Vader dat ons hierdie les met mekaar kan deel, waar ons deur hierdie les gaan werk. Spreek asseblief tot ons hart, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom, dankie dat julle saam ons inskakel. Vandag se les, maandag, die lewende God van wonders, vra ons moet kyk na Joshua 3 vers 6 tot 17. Nou hierdie gedeelte handel oor waar God vir Joshua beveel dat hulle na die Jordaanrivier toe moet gaan, en waar die hoofpriester se voete aan wat die verbondsark dra, se voete aan die water raak van die Jordaan, terwyl die Jordaan in vloed is, en die water iewes skielik soos 'n muur aan die een kant opstaan, en aan die onderkant heeltemal wegloop, en die grond droog is, en hulle loop tot in die middel van die rivier, en waar die volk dan, die hele volk deur hierdie rivier op droë grond stap. Kan jy jouself voorstel wat 'n toneel dit moes gewees het? En ons sien hierso hoe die lewende God sy mag weer eens openbaar. Die water van die Jordaan stop eenvoudig. En 'n hele volk van byna 2 miljoen mense trek droogvoets deur. Net soos by die Rietsee wys God dat hy nie aan die natuurwette gebonde is nie. Die water gehoorsaam hom, net soos alles in die skepping. Joshua noem hierdie gebeurtenis die werk van die lewende God. 'n God wat teenwoordig is, aktief en betrokke is by sy volk. Hy is nie 'n stil afgod soos die afgode nie, van klip of van hout nie, maar 'n God wat handel, wat red en wat lei. Die Hebreëse woord wat vir wonders gebruik word hierso in Joshua 3 vers 5, dui op 'n bonatuurlike, magtige dade van God, wat sy uniekheid wys. Nie dieselfde woord word elders in die skrif ook gebruik om te praat van byvoorbeeld die pla in Egipte, die oopgaan van die Rietsee, en God se versorging van die volk in die woestyn. Israel het hierdie wonderdade later onthou en God daarvoor geloof, soos in Psalm 72 vers 18 wat sê, geseënd is die Here God, die God van Israel, hy wat alleen wonders doen. En ook in Psalm 86 vers 10 wat sê, want U is groot en doen wonders, U alleen is God. Hierdie gedeeltes herinner ons daaraan dat ons God onbeperk, niks vir hom onmoontlik is nie. Ons lees ook in Jeremia 32 vers 7, ag Here, Here, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groot krag en U uitgestrekte arm, vir U is niks te wonderbaar nie. Selfs eeue later, toe Israel moedeloos was na die ballingskap, gebruik die profeet Sagaria dieselfde gedagte om hoop te bring. Sagaria 8 vers 6 tot 8 lees, dit is wat die Here die Almagtige sê. Al hierdie dinge lyk dalk vandag vir julle 'n klein en mismoedige oorblyfsel, onmoontlik. Maar dink julle dit is onmoontlik vir my, die Here, die Almagtige? Julle kan daarvan seker wees dat ek my volk gaan red. Dan sê dit ook verder, julle sal my volk wees en ek sal in trou en geregtigheid julle God wees. Die boodskap is duidelik, ons dien nie 'n dooie afgod nie, maar 'n lewendige, 'n wonderdoenende God, wat met sy volk stap in hulle nood, terwyl hulle wag, en ook in hulle vreugde. As ons kyk na Lukas 18 vers 18 tot 27, sien ons dat hierdie waarheid steeds geld in die Nuwe Testament. Dit lees, 'n sekere owerste het Jesus gevra, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie,
behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. En hy sê, ek het al hierdie dinge van my jeug af onderhou. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hom, nog een ding ontbreek jy aan jou. Verkoop alles wat jy het en deel dit aan die armes uit. En jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan, volg my. Maar toe hy dit hoor, het hy baie bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jesus hom so bedroef sien, sê hy, hoe moeilik is dit tog vir die wat ryk is om in die koninkryk van God in te gaan, want dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Hulle wat dit gehoor het, sê toe, wie kan dan gered word? Maar hy antwoord, wat vir mense onmoontlik is moontlik by God. So hier bring Jesus dieselfde boodskap as Joshua. By God is niks onmoontlik nie. Hy is die lewendige God van wonders, die een wat die waters laat staan, harte verander, en mense red wat hulle vertroue in hom stel. Dink aan hierdie vraag. Hoe moedig Jesus se woorde jou aan, om die dinge wat vir jou onmoontlik lyk, in God se hande te laat? En hoe kan jy hierdie week God toelaat om vir jou te wys dat hy steeds die lewendige God van wonders is? Kom ons bid. Hemelse Vader, ons geloof is baie keer so swak. En ons bid die Here asseblief, in ons swakheid, versterk ons geloof. Openbaar weer hierdie week U hand van wonders aan ons. Help ons om te sien hierdie menigvuldige wonders rondom ons, wat vir ons versekering gee, ons God is met ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Tot volgende keer, God se ryke seën.